sterk teenkanting teen die afdanking van 'n vername veearts uit die ministeriële back-and-closure taakspan en Dynamica Finansiële Dienste beplan vooruit by sy toekomsgesprek. Goeiemiddag en welkom by die visuele nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Ek is Dian van der Berg. Die VF+ het sy skok uitgespreek, kort nadat dit rigbaar geword het, dat die minister van Landbou John Steenhuisen 'n vername veearts Dr. Dani Odendaal van die ministeriële back-and-closure taakspan verwyder het, glo omdat hy nie 'n verklaring van onpartydigheid en vertroulikheid wou onderteken nie. Die VF+ LP en die party se hoofwoordvoerder oor landbou, Dr. Wynand Boshoff, sê die beëindiging van Dr. Odendaal se diens is 'n slag vir doeltreffende optrede teen die siekte. Hierdie siekte wat op die oomblik buite beheer woed, het die kundigheid en die baie lange ervaring van Dr. Odendaal nodig gehad as deel van die bestryding daarvan. Steenhuisen voer aan dat daar dalk 'n probleem met vertroue kan wees. Ek dink die probleem is egter dat Dr. Odendaal krities was oor hoe die staat die saak tot dusver hanteer het en dat dit die rede is vir sy afdanking. Dr. Theo de Jager, die direksievoorsitter van die Landboubelangegroep SAI, sê in 'n sterk bewoorde verklaring dat Dr. Odendaal 'n trotse rekord het om die waarheid aan maghebbers te spreek, ongeag die gevolge. Odendaal het glo talle afwykings en teenstrydighede in regeringsbeleid en die minister se openbare verklaringe rakende back-and-closure uitgewys. Boere is glad nie verbaas dat minister John Steenhuisen besluit het om vir Dr. Dani Odendaal van sy tegniese taakspan af te skop nie. Dr. Odendaal is een van die mees gerespekteerde en ervare veeartse in die land en hy het 'n trotse baanrekord laat hy altoos die wetenskap bo die politiek stel. Nooit bereid was om die knie te buig voor politieke korrektheid nie en dat hy halwe waarhede en disinformasie in die kaak gestel het. Dit is hoekom sy kop gerol het. Dit plaas natuurlik 'n groot klomp druk op al die ander lede van die komitees en die taakspanne, omdat daar absoluut niks is wat Dr. Odendaal gesê het, wat nie wetenskaplik begrondbaar was of in die beste belang van die veebedryf was nie. Dr. Odendaal het verder daarop gewys dat die nuwe Suid-Afrikaanse enstof wat onlangs bekend gestel is, reeds in 2022 geregistreer is en de Jager meen die staat se versuim om hierdie enstof vroeër te vervaardig of te laat vervaardig kon duisende boerderyondernemings en honderdduisende beeste gered het. SAI sal besware teen Dr. Odendaal se ontslag insamel en dit aan die regering oorhandig. Die DA is oorgehaal om die Johannesburg Metro voor die hof te daag oor die stad se waterprobleme. Die party en die media vanoggend tydens 'n konferensie in Johannesburg van sy planne verwittig. Die party se burgemeesterskandidaat vir die Goudstad, Helen Zille, meen dat die stad onder die ergste waterkrisis gebuk gaan. Zille meen dat indien die 4 kernwaterstelsels ineenstort, groot dele van die stad sonder water sal wees. Joburg has the worst water crisis. There are 22 critically endangered water systems and 4 that are on their last legs. Volgens Zille gaan die DA die hof versoek om die metro te dwing om sy waterplan in te stel om die waterkrisis die hoof te bied en tot inwoners wat in sekere gebiede al vir weke sonder water sit, se redding te kom. Een uit 4 studente wat met befondsing van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente NSFAS studeer, het nie aan die minimum slagvereistes voldoen nie. Meer as 189.000 studente van die land se 26 openbare universiteite en 50 tegniese colleges kan daarom befondsing vir vanjaar se studies geweier word. Daar word van NSFAS studente wat by universiteite studeer, verwag om van hul tweede jaar van studies af minstens 60% van alle akademiese modules te slaag. Die hulpskema se woordvoerder, Ismail Mnisi, sê studente wat nie die verwagte kriteria behaal het nie, veral vanweë gesondheidsredes of traumatiese gebeure, kan daarteen appelleer. Die toekoms van Suid-Afrika en vir elke Suid-Afrikaner, onder meer op politieke en ekonomiese front, is vandag deurtastend by Dynamica Finansiële Dienste se toekomsgesprek bespreek, wat in samewerking met die FAK in Pretoria aangebied is. Willem Smit, die voorsitter van Dynamica se raad, meen die volgende dekade is een van groot verandering.
Wel, die toekomsgesprek is baie belangrik, want jy moet onthou dat die volgende dekade is 'n dekade van groot veranderings. En as jy nie naaste by inligting kry nie, jy gaan nie akkurate inligting kry nie, maar as jy nie inligting kry nie, gaan jy nie kan beplan vir die volgende dekade nie. En ek dink dat dit vir enige besigheid en enige individu 'n baie belangrike saak is. Dr. Frans Cronje, die uitvoerende hoof van die Instituut vir Rasseverhoudinge, het in sy toespraak gesê wat landelike veiligheid betref, is die privaat sektor toenemend ingebring om in te tree daar waar die polisie tekortskiet. En is sonder twyfel die geval dat die risiko dat 'n boer aangeval word is hoër as die gemiddeld vir die res van die land se bevolking. En ook dat 'n aanval op 'n boer eindig in 'n moord. Die risiko's daar is baie hoër, die waarskynlikhede as aanvalle op lede van die breë bevolking. So daar's definitief 'n landelike probleem en 'n veiligheidsprobleem. Dit gesê is daar soms 'n onnodige debat in die land oor wie loop die grootste risiko. Ons algehele moordkoers, net almal in die land, die gemiddeld, is ongeveer 45 moorde per 100,000 mense per jaar. 'n Beskaafde tipe gewone land wat goed geregeer word, sal 'n syfer hê van 3, 4, 5. So dis 10 keer hoër. Boere loop dan net 'n groter gevaar as daai gemiddeld. In terme wat gedoen word daaroor is die tendense oor die afgelope 30 jaar ook duidelik. En dit is 'n skuif na privaat sekuriteitsoplossings. En die FSA gaan nagenoeg 200 soldate na Nigerië ontplooi om die land se weermag op te lei in hul stryd teen jihadiste groepe. Volgens Nigeriese en Amerikaanse amptenare sal die troepe opleiding en tegniese ondersteuning bied, insluitend hulp met die koördinering van lugaanvalle en grondoperasies. 'n Klein Amerikaanse span is reeds in die land om met die teikenbepaling vir lugaanvalle te help. Die FSA het Nigerië onder diplomatieke druk geplaas oor die verslegtende veiligheidssituasie met beweringe van geweld teen Christene. Dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ons maak môre weer so.